Jesus is hier in Matteus 12 besig om te praat oor mense en die lewens, en hy doen 'n klomp wonderwerke ook tussen, maak mense gesond, iemand met 'n gebreklike hand en 'n ander een wat blind is. En dan praat Jesus op 'n stadium met die Fariseërs. En hy sê vir die Fariseërs in vers 33, as julle sê 'n boom is goed, dan moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, dan moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrug geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dis 'n interessante gedeelte wat Jesus hier deel. Jy ken 'n boom aan sy vrug toe. Dis dieselfde gedagte wat Jakobus deel in Jakobus 3, as hy vir ons sê dat 'n vars bron, 'n vars fontein, nie brak water kan gee nie. En dat 'n brakfontein nie vir jou vars water kan gee nie. En dis dieselfde wat Jesus net vroeër in Matteus 7 sê, julle sal die valse profete hier aanken, aan die vrug wat hulle dra. En die gedagte wat vanmôre weer deur ons elkeen spoel is, liewe vriende, waarmee vul ek my lewe en wat kom uit my lewe uit? En dit spreek van die persoon, dit spreek van die mens wat ek is. Jesus kom sê vir ons, die grootste reis wat ek en jy ooit in ons lewe kan maak, is van my kop na my hart. Dit help nie ek bedink mooi dinge. Dit help nie ek gaan deur my gedagtes oor al die regte goed in my lewe, maar as dit by my hart kom, is al wat uitkom brakwater nie. En net so kla hy ons ook vanmôre aan daaroor. Want so baie keer lewe ons met 2 voete in 2 verskillende plekke. Aan die een kant, soos wat Paulus sê in Romeine 7 vers 25 en 26, wil ek so graag die goeie dinge doen. Maar ek doen dit nie. En aan die ander kant is dit die dinge wat ek so graag nie wil doen nie. Dit doen ek. En dan sê Paulus, ek hoop net en ek bid net dat die genade van die Here op my groot sal wees. En vriende, wat het ek en jy nie dalk vanmôre om weer voor die Here te kom bely nie? Oor ons eie dubbelstandaarde. Oor ons eie lewens waar ek en jy met ons koppe een ding glo, maar met ons harte iets anders doen. En as u saam met my daaroor nadink en bepeins, kom ons bly so sit, dan sing ons die eerste vers van lied 232. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, die wet die Gees versoen.
deur die Heiland se voldoening. Paulus skryf in Romeine 1, mooiste woorde van vers 16 af, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal gered word. Dis die krag van die evangelie, wat juis tot openbaring kom, dat God mense enkel en alleen van hulle sonde vryspreek, omdat hulle glo. En dit is 'n saak van die hart. Dit is nie 'n saak van die kop nie. En daarom kan ek en jy vanmôre voor die Here in sy genade kom sit. Want as jy vanmôre met jou hart glo, dat die Here Jesus Christus die goeie nuus is, dat hy die een is wat die evangelie kom vervul, dan sê Paulus, die goeie nuus is vir jou en my, dat God ons daaroor vergewe, dat ek en jy sy vergifnis ontvang, en dat ek en jy deur hom begenadig word. En daarom kan ons staan, ons gaan vers 2 saam sing, van lied 258, en dan gaan ons saam ons geloof bely. Luister ons aandagtig, skei Gods woorde kragtig, tussen kwaad en goed, van ons skuld vergewe, kan ons voluit lewe, vry deur Jesus bloed. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. Sê saam met my hart op jou geloof, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Dankie vriende. Waar is al die jong kinders? Kom gou vorentoe. Net 3, waar is hierdie? Leer vir hulle eksamens. Sit gou julle. Hallo Emie. Wat is goed met jou?
Ek is bly van julle het wakker geword na die tentjiekamp. Dis nou juist waaroor ek wou praat. Wie van julle was al moeg gewees? Hoekom was julle moeg gewees? Hoekom was jy moeg gewees? Min geslaap. OK. Gustav, was jy al moeg? Waarvan? Moeg vir skool? Ja. Ek het so gedink. Moeg vir huiswerk. Waaroor was jy al moeg, Emje? Was jy al moeg om die grootes uit te trek? Meestal. OK, wie van julle was al uitgeput? Wat beteken uitgeput? Jy het so hard gewerk, sê maar in die tuin, of jy het so hard gewerk in die gras sny, of blare gehark, ja nee, kyk, julle doen dit mos elke dag, nee. Moeg uitgeput, Hendrey? Ja, en waar het jy al ooit in die tuin gewerk? Hoe het jy al hard gewerk by die huis? Skorrel goed gewas? Sjoe, dis baie uitputtend, ja. Wie van julle het al seer gekry? Ek wil nou nie hoor wat het gebeur, hoe het julle seer gekry nie. Wie van julle was al hartseer? En wie van julle was al kwaad? Waaroor? OK, ek wil ook nie dit weet nie. So julle het al almal emosies beleef. OK, nou ek gaan vanmôre vir julle kom vertel dat, het julle geweet, Jesus het ook hierdie goed beleef. Het julle geweet, hy was ook hartseer, hy was ook kwaad, hy het ook seer gehad, hy was ook moeg, het julle dit geweet. En dit het nogal vir my baie gehelp in my eie verstaan van my eie teologie, groot woord wat beteken my verstaan van die Here, om te weet en te besef dat Jesus ook hierdie goed beleef het. En ek gaan vanmôre met die groot mense, gaan ek so 'n bietjie met hulle daaroor gesels. Maar dan weet julle ook vandag, wanneer jy moeg word en wanneer jy seer het en wanneer jy partykeer kwaad word, die Here Jesus weet hoe jy voel. Gaan sit gou weer by julle ouers. Vriende, die Here bring ons vanmôre na Johannes 19 toe. Ons gaan saam lees van vers 23 tot by vers 27. Ek weet daar staan tot by vers 30. Dis maar net al die ander uitsprake wat hy op die kruis gemaak het. Ek sal wel kortliks na hulle verwys, maar ons gaan van vers 23 tot 27 lees, en dan gaan ek net so kripties verwys na die ander 3 verse. Dit is dan hoe die woord van die Here klink. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. En hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. En dit het gebeur dat die skrif vervul kan word, waar sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. En dis wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, toe sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis ingeneem. In vers 28 sê Jesus, ek is dors. En in vers 30 sê Jesus, dit is volbring. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam.
Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons is vanmôre nederig voor U, as U kinders. En ons kom bid dat U vanmôre deur die werk van die Heilige Gees weer sal goed wees vir ons. En dat U vanmôre weer U woord in ons harte sal bring, sodat dit die plekke sal bereik wat ver van U af is. O Here, sodat dit die plekke sal bereik wat nog nie oorgegee aan U is nie, sodat ons ten volle en heeltemal onsself kan oorlaat in U hande. O Vader, ons weet, Paulus maak die belydenis dat dit nie meer hy is wat lewe nie, maar dat dit Christus is wat deur hom lewe. En daarom bid ons ook weer vanmôre. Here, kom stroop ons van onsself, kom maak ons leeg van onsself, en kom maak ons vol, kom vul ons met die werk en die krag van die Heilige Gees. Sodat ons al hoe meer kan word, gelyk na die gebeeltenis van Christus ons Here, sodat ons ook saam met Paulus kan sê, dis nie meer ons wat lewe nie, dis Christus wat deur ons lewe. Maak dan vanmôre van ons liggame 'n heilige tempel waar binne U kan woon. Kom vat weg wat nie aan U behoort nie. Ons vra en bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Dankie vriende. Van jongs af, seker maar van my beginjare nadat ek tot bekering gekom het, worstel ek nog altyd met die vraag, hoe kan Christus volle God en volle mens gewees het? Ek weet nie of dit 'n konsep is wat julle ooit wonder oor nie, dalk is dit net 'n saak van geloof, dat dit maar so is, en ek en jy moet dit net aanvaar, maar dit is vir my nog altyd 'n geweldige moeilike konsep. Uit die twee nature leer van Christus, dat hy 100% God was, maar ook 100% mens was. En daar's baie teoloë wat vir ons al in die dogmatiek wêreld vertel en probeer verduidelik het wat oor hierdie leer gaan, en dat ek en jy vanmôre in die gereformeerde teologie vir mekaar sê, dat as Christus nie 100% God was nie, dan het sy offer, sy soenoffer as mens, niks beteken nie. En as Christus net 100% mens was, maar nie 100% God was nie, dan kan ons nie vanmôre die belydenis maak dat hy Here is nie. En dit is waarmee ek nogal bietjie worstel in my lewe. Maar gelukkig sien ek dat die 4 evangelieskrywers, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vir jou en my sulke blikke gee van Jesus se menslikheid. Blikke wat hulle vir ons nagelaat het oor die emosie en die gevoel wat Christus beleef het in sy menslike liggaam, en dit help my weer om met daai deel van God te assosieer. Want partykeer in my eie kop, en julle weet mos nou, my kop is maar bietjie mallerig, raak God vir my partykeer so ver, dat ek amper nie net meer 'n greep op hom het nie. Ek weet nie hoe om aan hom vas te hou nie. Want ek kan nie met God assosieer in sy goddelikheid nie. Hy is te groot vir my. Hy is te almagtig vir my. En die boeke wat ek lees oor sy karaktereienskappe is so ver bo my denkraamwerk, dat ek vir myself nog dink, hoe kan hierdie God met my bemoeienis maak? Dit maak net nie vir my sin nie. Hoe dink hy enigsins aan my? Hoe kan ek enigsins 'n spikkel op sy radar wees? Want hy is net so groot. Nou, daar is sulke oomblikke in die evangelies,
wat die apostels vir ons vertel van Jesus se emosie. En daai gedeeltes, daai oomblikke, help my so bietjie om net weer te assosieer met wie Christus was. En as jy nou byvoorbeeld, en dit is nie net wat Jesus gesê het, hy voel so nie, dit was die konteks waar binne in hierdie emosies plaasgevind het. Byvoorbeeld lees ons in Johannes 4, nadat Jesus en sy disippels die hele oggend geloop het, hulle het vir omtrent 12 kilometer gestap, en julle moet nou weet, dit is in sandale, met daai lang klede aan, en dis warm. Kom hulle buite Samaria in Sigar by mekaar. Hulle stop daar by Sigar, by die put van Jakob, en jy kry die idee in die evangelie, dat Jesus vir sy disippels sê, ouens, wou nou net so bietjie. Ek moet nou bietjie rus, ek is moeg. En hy sê vir hulle, ek het nodig om net 'n bietjie my voete in die lig te kry. Dis amper die idee wat jy daar kry. En dat die son hulle gebak het en sy gesig is rooi gegloed van die son se hitte. En hy sê vir sy disippels, ek wil net bietjie hier sit en rus, gaan julle so lank in dorp toe en dan gaan kry julle vir ons iets om te eet. En daar buite Sigar, by die put van Jakob, terwyl Jesus rus, ontmoet 'n vrou hom, en hierdie vrou, 12 uur die middag wat sy water gaan haal, weet ons natuurlik watter soort vrou sy was, en Jesus begin met haar te praat. En hy lei haar na homself toe, na die water wat lewe gee, en so kom sy tot bekering. Maar dit is een van daai kosbare oomblikke, waar ek so baie keer by die putte van my eie lewe, net vir God gaan soek. Om ook te kyk, maar Here, verstaan U wanneer ek moeg word? Verstaan U wanneer ek uitgeput raak? En dit gebeur ook so in Matteus 8. As jy gaan lees vers 22 tot 27, dan kom jy agter dat Jesus vaak geword het. Dat Jesus wou slaap. Dit was 'n lang dag, daai dag gewees. Hy het baie mense gesond gemaak, hy het baie mense uitgehelp in hulle penaries, en hulle druk toe vir Jesus op die strand vas. So baie dat hy op 'n boot moes klim om vir almal te kom kyk. En die eerste preekstoel in die Bybel word 'n boot, 'n skipie, 'n klein skuitjie, waarin Jesus staan en met hierdie mense praat, en hy verkondig die woord aan hulle, en so wonderlik, nadat hy dit gedoen het, klim sy disippels saam met hom in die skuit, en dan lees ons, hy het aan die slaap geraak. Jesus het ook vaak geword. Hy het so vas geslaap, dat die storm wat daai aand op die meer losbars, met die donderweer en die sterk wind, dat dit hom nie eers wakker kry nie. Nou, Retsie sê altyd, as ek vasslaap, kan jy maar 'n bom langs my laat afgaan. Dan lê sy maar wakker oor die diewe wat in die huis moet inbreek. En ek dink dis amper die doodse slaap wat Jesus daai aand op die skuitjie beleef. Dat dit sy disippels noop om te gaan wakker skud, sodat hy net kan sien in wat se penarie hulle is, en dan maak hy die storm stil. En die ander evangelie in Markus 11, lees ons in vers 14 tot 19, dat toe Jesus by die tempel kom, en hy sien die markverkopers daar, hy sien al die smouse, toe staan daar, hy het kwaad geword. Dit is een van die min emosies wat jy van God, wat mens was, verwag het. Dat God kwaad kon word. En dat hy so kwaad geword het, dat hy goed gevat het en daaruit 'n lat geweef het en die tafels omgegooi het en die mense daaruit gejaag het en na Jesaja 66 verwys het. Het julle nie geweet daar staan dat hierdie huis 'n huis van gebed sal wees nie, julle het dit verander in 'n rowersnes. En Christus het kwaad geword want die eer van sy Vader was op die spel gewees. En so gee die 4 evangelie skrywers vir jou en vir my sulke blikke van Jesus se lewe.
waar jy regtig 'n bietjie met hom ook kan vereenselwig. Waar ek ook myself aan hom kan verbind om te sê, maar hy is nie so ver nie, want hulle doen dit op die regte oomblikke. Net wanneer dit baie keer vir my voel, asof Christus van my af wegraak, asof hy vir my te groot word, asof ek nie meer met hom kan vereenselwig nie, dan lees ek in die volgende gedeelte, Jesus het hartseer geword, in Johannes 11. En so hartseer geword in Johannes 11, dat hy by Lazarus se graf bitterlik gehuil het. Hy was nie net God nie, hy was ook mens. Nou weet die vriende, die kosbaarste woorde in die evangelies het Johannes vir ons gelos in hoofstuk 19, wat ons vanmôre gelees het. En die woorde wat hy vir ons gelos het is vers 28. Jesus het gesê, ek is dors. Eendag het iemand oor die 7 kruiswoorde gesê, dat ek en jy al die ander kruiswoorde maar kon verwag het van God. Waar Jesus gesê het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit verwag jy van God. Want God is die een wat altyd genadig is en wat vergewe. En Jesus wat vir Maria kyk en vir Johannes kyk en dan sê hy vir hulle, daar is u moeder en daar is jou seun. Dis woorde wat God sou sê, wat ek en jy van hom kon verwag. Dat daar versoening gebeur. Maar dan kom Jesus en hy sê, ek is dors. Dis nie woorde wat vir enige iemand anders iets beteken nie. Dis woorde wat hy uiter, omdat hy as mens, as die timmerman seun, dors was. Omdat hy deur die lyding van die baie bloed wat hy verloor het, al so gedehidreer was, dat sy keel in sy longe begin toetrek het, want hy kon nie meer praat nie. Het julle al daai dors beleef? Is daai woorde wat vir jou en my nie veel beteken nie, maar dit gee vir my hoop, vriende. Want vanmôre kom God na jou en na my toe, deur die woorde van die evangelieskrywers. En die Here kom sê vanmôre vir jou en vir my, my kind, ek weet hoe dit soms voel. Ek weet hoe jou eensaamheid voel. Ek weet hoe die telefoon wat nie lui nie, voel. Ek weet hoe dit voel om weggegooi te wees as kind. Ek weet hoe dit voel as jou posbus leeg is. Ek weet hoe dit voel as die wêreld hulle rug op jou draai en jy alleen is. Ek weet hoe dit voel as jy kwaad is omdat daar onreg teen jou gepleeg is. Ek weet hoe dit voel as jy so frustreerd met die wêreld om jou is, want niemand verstaan jou nie. Dit is wat vanmôre op die tafel kom in Johannes 19. Dat Jesus nie net in sy goddelikheid sterf nie, maar hy sterf 100% mens ook. In Hebreërs 2 sê die Hebreërs skrywer dat Jesus net soos ons ook gelei het, net soos ons ook aan versoekings blootgestel was. Vriende, die Here weet waardeur elke een van ons gaan. En so baie keer, dan sit ek in my studeerkamer, of ek sit by mense, en dan hoor ek hoe mense sê, die Here verstaan nie. Die Here sien my nie. Die Here hoor my nie as ek praat nie. En dan kan ek so met hulle vereenselwig, want so baie keer voel dit vir my, asof die Here partykeer 'n bietjie uit my eie hande uit wegraak. Want dit is wat ons so baie met God wil doen. Ons wil hom hier in ons hande vashou. Maar ons kan dit nie doen nie.
Ek het julle die kosbare storie vertel, toe ek en my vorige kollega daar by 'n tannie gaan kuier, in een van die aftreeoorde in Bethlehem, en die tannie sê vir Dominee Andrei, Dominee, dit voel vir my wanneer ek bid, asof ek teen die dak vasbid. En hy vat haar hande net daar, en hy sê vir haar, tannie, jy bid te ver. Hoekom wil jy dak toe bid? Die Here is hier. Jy hoef net na jou hart toe te bid. Moenie dak toe bid nie, dan gaan jy die Here mis. Dis hierdie oomblikke wat die Here vir jou en my in sy woord los, waar hy vanoggend vir jou en vir my weer kom herinner en vir ons kom sê, my kinders, as daar een persoon is, wat regtig verstaan, wanneer daai siekte oor jou kom, wanneer die nuus van die dokter hartverskeurend is, daar's nie 'n oplossing daarvoor nie, dit kan nie genees word nie, daar's nie meer 'n tydsraamwerk daarvoor nie, wanneer jy hoor dat die verskriklikste ding met jou sou gebeur het, dan sit die Here vanmôre in daai situasie, in daai omstandighede saam met jou. Want ons aanbid 'n God wat weet. Ons aanbid 'n God wat presies weet. En daarom, as die wêreld jou sou versaak en as die wêreld jou sou los en vergeet, dan sê die Here Jesus vir daai vrou in Johannes 8, het niemand jou veroordeel nie? Nee, Here, nie een nie. Maar hier is niemand ook oor nie. Ek sal nie my rug op jou keer nie. Jy kan maar in vrede gaan. En weet jy, gemeente, wanneer ek en jy in hierdie stikkende wêreld leef, en ek en jy vanmôre sien hoe die mekaar die internasionale toneel is, en vanmôre sien hoe mense sommer net vir niks hulle lewens verloor, en hoe daar ook maar 'n oorspoeling na ons eie velle toe kom, wanneer ek nou hoor dat hulle praat van 'n geweldige hoë brandstofheffing, en dit gaan ons almal raak. En ek hoor dat daar miskien tekorte gaan wees op ander plekke nou, maar saam met dit ook die roekeloosheid van nasies wat net gewelddadig is. En ek en jy sit vanmôre en ons is die nagolwe van dit wat gebeur. Dit tref ons nie direk nie, maar dit kom na ons toe in ander forme. Kom die Here vanmôre na hierdie aarde toe en hy kom sê vir jou en vir my, ek weet hoe dit in hierdie wêreld is. Want ek was God wat mens geword het. Ek het in die vel van 'n mens ingeklim. Ek het ook seer gekry. Ek het ook gevoel hoe dit voel om hartgebroken te word, teleurgestel te word, bekommerd te wees. Gemeente, daarom kan ek en jy vandag rustig wees. Want God ken ons. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En daar aan die kruis, nadat hy al hierdie woorde uitgeroep het, sê hy op die heel einde, dit is volbring. Ek het die finale prys betaal. Die finaliteit van die skeiding wat daar was tussen God en mens, is nou oorbrug. Dit is die nek ingeslaan. Daar sal nooit weer skeiding wees tussen God en die mense nie. En Jesus doen dit sodat ek en jy vanmôre kan onsself bemoei en onsself kan intrek in wie God is. Dat al is hy die Almagtige en al is hy die alles heersende God en die prins van die prinse en die môrester en die Messias en die verlosser en die onderhouer van die ganse skepping, is hy ook vanmôre jou Immanuel met jou. Is hy ook vanmôre die een wat so laag buig na jou toe, dat al wat jy hoef te doen is om net jou hande uit te steek.
en hy sal jou gryp. Mag ek en jy vandag in daai genade leef, dat die Here verstaan, en dat hy weet, en dat ek en jy nooit hoef te wonder daaroor nie. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, dit is een van die dae weer Paasfees. En dan vier ons weer die volbringing van die woord. Die voleindiging van al die profesieë wat op uitgeloop het op U. Dat U die een is wat van God en mens verlate gesterf het, sodat die ganse wêreld 'n deurgang en 'n toegang kon hê tot die Vader. Here, dankie dat U verstaan. Dankie dat U ons verstaan. En dankie dat U met ons bemoeienis kom maak, binne in al die omstandighede wat ons soms moet deurgaan. Dankie dat U God is en dat ons mens is. Maar dankie ook, Vader, dat U goddelikheid 'n stukkie menslikheid daarin het. Dat U ons ook verstaan. Help ons om nader aan U te beweeg daarin en nie weg te kruip nie. Ek vra en bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.